Goeiedag graad 12 leerders, my naam is Desiree Esch en welkom by vandag se wiskundige geletterdheid les. Hierdie les word aan jou gebring deur die Noord-Kaapse Onderwysdepartement in samewerking met Pakoma Navorsing en Ontwikkeling. Vandag gaan ons kyk na 'n baie opwindende les en dit gaan wees oor datahantering. En ons gaan kyk na die datahantering siklus, want graad 12 die datahantering siklus is die belangrikste van datahantering. As jy die hele siklus ken jy datahantering. So kom ons kyk gou wat is ons lesdoelwitte. Aan die einde van hierdie les sal ons in staat wees om te verstaan wat bedoel word met oop en geslote vrae. Wanneer ons na die eerste stap in die datahantering siklus verwys, om te weet watter instrument en metodes gebruik kan word in die insameling van data. Instrumente en metodes, nee, graad 12, dit is twee verskillende dinge. Instrument en 'n metode, ek wil hê ons moet dit net onthou. Klassifisering van data en organisering van data. Data word geklassifiseer in kategorieë of as numeriese data. En as dit numeries is, dan is dit diskreet of kontinu data. Maar ons gaan baie meer daarvan praat, soos wat ons deur die les gaan. Ons gaan data organiseer. Hoe organiseer ons data? Ons organiseer dit in frekwensietabelle of kumulatiewe frekwensietabelle. Vreeslike woorde vir 'n baie eenvoudige aktiwiteit wat ons gaan doen. Kom ons kyk na ons voorkennis. So graad 12, ek wil graag praat oor ons datahanteringssiklus. So die eerste stap wat ons gaan doen vandag is, ons gaan kyk na die ontwikkeling van vrae. Jy moet vir my hierdie op 'n bladsy gaan skryf iewers, gaan teken dit, herhaal dit, sê dit soveel keer as wat jy kan, want jy moet al hierdie stappe ken. Ek wil hoor, dis ontwikkel van vrae. As ek vrae ontwikkel, wat se tipe vrae kry ek? Ek kry oop en geslote vrae. Wat se oop vraag? Is 'n vraag met baie antwoorde. As ek vir jou vra, wat is jou gunsteling koeldrank? Dan gaan party van julle vir my sê is Coca-Cola, party gaan sê is water, party gaan vir my sê sparkling water, party gaan vir my sê Fanta, cream soda, en so, daar's baie antwoorde. Maar as ek vir jou vra, wat is jou gunsteling drankie, Coca-Cola of Fanta, dan gee ek vir jou opsies. Ek sê, jy kan net van daai twee kies. Jy moet vir my sê, is dit Coke, is dit Fanta? That's it. Dis 'n geslote vraag. So jy kan net sê, daai antwoord of hierdie antwoord of yes of no, waar of onwaar, nee. So, het jy dit? Onthou, met die ontwikkeling van vrae, het ons oop vrae en geslote vrae. Versamel data, ons het metodes en ons het instrumente, graad 12. Nou, wat is die instrumente? Ons het vraelyste, ons het 'n onderhoud, nee, maar wat is die metodes? Ons kan 'n opname maak, ons kan waarneming en ons kan onderhoude voer. So 'n vraelys is eintlik die instrument. 'n Onderhoud is 'n metode. 'n Opname wat ek doen is ook 'n metode. 'n Waarneming is 'n metode. Ek staan en kyk hoeveel karre ry verby. So ek wil net hê jy moet net kan onderskei. Daar is instrument en daar is 'n metode, nee. So, het ons dit? So ek wil hê jy moet vir my hierdie 4 onthou. Vraelys, onderhoud, opname, waarneming. Het ons dit? As ek ooit vir jou vra, hoe kan ek data versamel? Gee vir my 4 maniere om data te versamel. Gaan jy vir my sê vraelys, opname, onderhoud en waarneming. Het ons daai 4? Beautiful. Klassifisering van data. As ek data klassifiseer, en ons het nou al daarvan gepraat, ons klassifiseer data as numeries of kategories. Nou, numeriese data of kategoriese data. Numeries is getalle. Maar as ons data in getalle verdeel, dan het ons diskreet of kontinu data. As numeries dan is dit diskreet of deurlopend. Ek het gehoor daai een skryf vir my, nee juffrou, wat maak jy? Dis deurlopend, nee, of kontinu. So numeriese data word verdeel in diskreet of deurlopend. That's right, beautiful. Diskreet data is heel getalle wat ek kan tel. Hoor julle wat ek sê? Heel getalle wat ek kan tel. Deurlopende data of kontinu data is desimale getalle wat gemeet kan word. Is ons met mekaar? Beautiful. Kategoriese data is etikette, dit is in woorde, dit is soos kleur van oë, dit is blou, dit is bruin, dit is groen,
ensovoorts, nee, of dis hazel ek weet daar's vreeslik baie kleure van maar dit is in kategorieë verdeel. Dan het ons die organisering van data. Ons die organisering van data waarna ons gaan kyk, frekwensietabelle of kumulatiewe frekwensietabelle. Ons het die data, ons het die telling. Jou telling is jou streepietjies. Ek het sommer net so vinnig 'n voorbeeldjie gedoen. En dan het ons jou frekwensie. Frekwensie is die hoeveelheid keer wat ek daai streepies sien. As ek 'n groepie van 5 sien, is die frekwensie die getalletjie 5, nee. Opsomming van data. Hierdie is die belangrike een. Ons het maatstawwe van sentrale neiging en maatstawwe van verspreiding. Ek wil hê ons moet hierdie ken. Jou maatstawwe van sentrale neiging is presies wat dit sê, Grotels. Dit is wat gebeur in die middel. Sentrale neiging is in die middel. Dit is jou gemiddeld, jou modus en jou mediaan. Wat is jou gemiddeld? Tel al jou data bymekaar gedeel deur die aantal data, nee. Modus, dit is die getal wat die meeste voorkom. En jou mediaan is dan die waarde wat in die middel is. Maar wat moet jy doen voordat jy die middelste waarde kry? Jy moet dit gaan rangskik van klein na groot. En dan kry jy die middelste waarde. Dan het ons maatstawwe van spreiding. Dis presies wat dit sê. Wat gebeur aan die buitekant van ons waardes, nee. So ons kyk na omvang, dis jou hoogste minus jou laagste waarde. Ons kyk na kwartiele, dit is die kwartiele deel jou data in 4 dele. Ons kyk ook na jou 5-punt opsomming, interkwartiel omvang wat dan kwartiel 3 minus kwartiel 1 is, en dan persentiele. Persentiele verdeel data in 100 deeltjies, nee. Dan het ons verteenwoordiging van data. Hoe gaan ons hierdie data verteenwoordig? Hoe gaan ons dit wys vir iemand? Ons gaan dit doen deur grafieke. Ons gaan staafgrafieke gebruik en ek het hier vir jou gesê, Grotels, en ek gaan sommer dit nou vir jou sê. Jy sien, ons ken datahantering as ons hierdie ken, nee. As jy 'n staafgrafiek gebruik, dan gebruik ons diskreet data. Hoekom? Want stawe kan alleen staan. Hy kan alleen staan. So staafgrafiek, alleen stawe, heel getalle, diskreet data. Histogram gebruik ons as ons deurlopende data doen. Dan het ons sirkelgrafieke, 'n saamgestelde staafgrafiek, stapelgrafieke, 'n mond en snor, of ons noem dit ook 'n punt en houer diagram. Dan het ons, hierso het ek geskryf houer en punt diagram, nee. Dan het ons ontleding van data, gee 'n duidelike aanduiding van die tendens van data, en dan het ons natuurlik ons houer en punt wat ek gaan doen met jou, soos wat ons aangaan. Dit is 'n houer en punt of jou snor en baard of mond en snor. Daar's so baie name vir dit, maar ek dink deesdae praat ons net van 'n houer en punt diagram. Grotels, daar is ons hele vloei diagram vir datahantering. Ek hoop jy het nou saam met my daar deurgegaan en dat ons saam is met hierdie. Basislyn aktiwiteit. Verduidelik die volgende terme soos gebruik in datahantering. Ek wil weet wat is kategoriese data. Ek wil weet wat is numeriese data. Ek wil weet wat is diskreet data. Jy moet dit vir my verduidelik. En wat is deurlopende data? Grotels, ek wil weet, wat is kategoriese data, wat is numeriese data, wat is diskreet, wat is deurlopend. Kom ons maak dit 8 minute en dan wil ek weet, wat is die antwoorde? Daar gaan jy. Ek wil gou hoor wat is die antwoorde. Is julle reg?
Is ons reg, Grootwolf? Kan ons gaan? En daar is my antwoorde. Kategoriese data is die data wat in die vorm van woorde gegee word. Dit kan gegroepeer word, byvoorbeeld gunsteling TV-program, oogkleur, geboortemaand ensovoorts. Ek weet julle het gehoor toe ek sê die oogkleur en jy het dit geskryf, nee. Numeriese data. Data geklassifiseer as nommers. Beautiful. Diskreet data. Wat is diskreet data? Is data verkry deur die tel van heelgetalle, byvoorbeeld die aantal leerders in 'n graad of die aantal taksies op die pad. Dis diskreet data. Ek kan hulle tel. Ek hou altyd daarvan om hierdie in te vra en ek wil hê jy moet hom gou-gou vir my antwoord. As ek vir jou vra, jy gaan Kies Grootwolf, ek het een teruggespring, kom ons gaan net gou-gou terug. Ek vra vir jou, jy gaan Durban toe. Jy gaan deur die tolhek. So daar's karre wat aanhoudend deur die tolhek gaan. Is daai karre wat deur die tolhek gaan deurlopende data of diskreet data? Sê jy gou-gou vir jou juffrou, sy gaan vir my vertel of jy reg geantwoord het. Onthou die karre gaan deur die tolhek aanhoudend, né? So hulle gaan deeltyd deur die tolhek. Vertel vir my of is dit diskreet data of deurlopende data? Pragtig, dis diskreet data, want die karre gaan deur aanhoudend, maar dis 1 kar, 2 kar, 3 karre, nee. So baie mooi, baie mooi. So ons het dit, deurlopende data verkry uit meting, byvoorbeeld massa van 'n werpselkaartjies ensovoorts. Baie van julle het vir my nou geskryf, data is desimale data wat gemeet kan word, nee, en dis 100% reg. Beautiful. Dan het jy baie mooi geluister wat ek gesê het, Grootwolf, baie dankie. So, ontwikkeling van 'n vraag. Die eerste stap in die statistiese siklus is om 'n vraag te ontwikkel, om uit te vind, om die regte vraag te vra, om die regte data te verkry. Jy kan nie net enige random vrae vra nie. As jy sekere data wil inkry, dan moet jy sekere vrae vra, nee. So die kwaliteit van die antwoorde wat jy kry hang af van die tipe vraag wat jy vra. Die vraag moet duidelik wees, Grootwolf, en as jy 'n slegte vraag vra, gaan jy slegte data hê. Jy gaan die data hê wat jy kan vertrou nie. So dataversameling. Ons kan data versamel deur waar te neem. Byvoorbeeld die tel van die aantal motors by 'n stopteken. Ek kan die aantal motors by 'n stopteken tel. Ek kan gaan sit op die hoek daarso en ek kan gaan sê, okay, hoeveel karre stop? As die stopteken is weg, nou wil ek 'n stopteken daar gaan insit. Ek wil die munisipaliteit nou vertel, hulle moet 'n stopteken daar insit. Hoe gaan ek dit doen? Ek gaan daar sit, by daai stopteken wat weg is, en ek gaan die hoeveelheid karre wat daar ry tel, en dan gaan ek munisipaliteit sê, en ek gaan sê, daar's soveel karre wat elke dag by hierdie stopteken moet stop. Daar moet 'n stopteken ingesit word, want die karre sien dit nie. As iemand van 'n ander dorp afkom, ry hulle net daaroor, en dis gevaarlik vir ons gemeenskap, nee. So jy kan waarneming doen. Jy kan ook 'n onderhoud doen. Byvoorbeeld om mense te vra oor die aantal mense in 'n huishouding. So jare terug het ons 'n survey gehad waar mense aan die deur geklop het en dan het hulle vir jou gevra, hoeveel mense bly hier binne, hoeveel karre is daar? En daai tyd het ons dit gedoen want dit was 'n opname wat gedoen was in Suid-Afrika, nee. Ons het dit 'n survey genoem. So Grootwolf, ons kan 'n opname doen. Ons kan onderhoude doen. Hulle gaan na jou huis toe, hulle doen 'n onderhoud met die hoeveelheid mense wat in daardie huis is. Dan het ons 'n opname. Wat is 'n opname? Byvoorbeeld kliënte te vra oor die diens wat hulle by 'n klerewinkel ervaar. Baie keer gaan jy hospitaal toe, dan stuur hulle vir jou so 'n vraelysie en dan moet jy dit antwoord, maar dis 'n opname wat hulle doen deur middel van 'n vraelys. Baie mooi. Dan is daar ook Google Forms. Baie van die onderwysers gebruik Google Forms om inligting in te kry. Ek het al gehoor, daar's tot van die onderwysers wat Google Form toetse gee. Dis briljant, ek hou van 'n Google Form toets. Dan het ons vraelyste. Vraelyste, jy deel gou vraelyste uit in jou klas en hulle antwoord, wie hou van 'n buitelug film, en hulle gaan daar vir jou sê, wil jy in die saal 'n film hê of wil jy 'n buitelug film hê? Dan doen jy 'n vraelys gou-gou en hulle kan vir jou antwoord en jy het dan 'n opname daarvan.
dataversameling, ons gaan aan met dataversameling, populasie en 'n steekproef. Graad 12, dis baie belangrik dat ons weet wat is 'n populasie en wat is 'n steekproef. Want as ons data versamel, dan gaan ons data kry uit 'n populasie. Maar in daai populasie moet ons 'n steekproef hê. So hoor jy gou-gou, hoe het ek dit nou verduidelik? Ek het gesê 'n populasie en ons gaan 'n steekproef. So in jou klas, wil ek hê jy moet vir my sê hoeveel leerders is in die klas. Kom ons sê daar's 30 leerders in die klas. Maar 15 van hulle is meisies en 15 is seuns. Nou ek wil nie al 30 gebruik in my ondersoek nie. Ek wil nie al 30 gebruik. Ek wil 'n kleiner groep hê. So ek moet 'n verteenwoordigende steekproef hê. Dit moet verteenwoordigend wees. Ek kan nie 5 seuns en 3 dogters gaan kies nie. Dis nie verteenwoordigend nie. Nou is ek glad nie meer verteenwoordigend nie. Want daar's 15 meisies, 15 seuns. So dit moet gelyke hoeveelheid meisies en gelyke hoeveelheid seuns hê. Alright, is ons met mekaar. Kom ons kyk gou-gou. 'n Populasie verwys na die hele groep waaroor jy gevolgtrekking wil maak. Byvoorbeeld die bevolking van 'n skool sal die skoolhoof, onderwysers, nie onderwyspersoneel en leerders wees. Dis die hele populasie van 'n skool. Die skool se populasie is almal. Dis jou onderwysers, jou leerders, jou hoof, jou personeel wat nie onderwysers is nie, byvoorbeeld die terreinpersoneel ensovoorts, nê. 'n Steekproef is verteenwoordigend, daar's daai woord, nê? Verteenwoordigende deel van die bevolking. Die grootte van die steekproef is altyd kleiner as die totale grootte van die bevolking, maar dit moet verteenwoordigend wees. Is ons met mekaar graad 12? Beautiful. Kom ons kyk gou-gou na hoe kan ons data klassifiseer? Ons klassifiseer numeries, kategories. Numeries is diskreet en deurlopend. Ons het nou al hierdie gesê. Graad 12, ek gaan dit 100 maal nog vir jou sê voor die einde van die jaar, want hierdie is 'n vraag wat gevra word. Is identifiseer of klassifiseer of die volgende data diskreet of kontinu is en verduidelik. Dis 'n vraag wat oral voorkom, so ek wil hê jy moet dit asseblief altyd onthou. Diskreet data is heel getalle wat getel kan word. Deurlopende data is desimale getalle wat gemeet kan word. Maar hulle kan vir jou in die eksamen vra in konteks, nê? So as ons praat van die gewig, dan gaan jy sê dit is desimale getalle, dit is gewig wat gemeet kan word. Beautiful. Goed, kom ons organiseer die data. Ons het nou geklassifiseer, nou gaan ons organiseer. Hierso gaan ons graad 12. So, in ons volgende les gaan ons ook organisering van data doen, maar kom ons gaan tackle 'n frekwensietabel. Is jy reg vir 'n frekwensietabel? So graad 12, hierso is ons data. Hier is ons data. Ons het die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hier's 30 mense wat in hierdie opname was, nê? Maar, het jy gesien wat het ek nou gedoen? Ek sal jou aan die slaap tel. Graad 12, wanneer ons 'n frekwensietabel voltooi, en ek wil hê jy moet dit onthou, want ek gaan weer vir jou vra om 'n frekwensietabel te voltooi. Wanneer ons 'n frekwensietabel voltooi, kan ek nie dit so gaan tel soos wat ek nou net gedoen het nie. Nee, ons gaan en ons gaan doodtrek 0. Sit jou streepie. 1, sit jou streepie. 2, sit jou streepie. Kan jy sien dat ek die mekaar raak nou nie? 1, sit my streepie by 1. En so gaan jy aangaan, tot jy al hierdie data in jou tellingkolom gegroepeer het. So graad 12, ek wil hê jy moet dit asseblief vir my baie mooi onthou. Jy kan nie gaan tel wat ek getel het. Jy gaan jouself in die slop tel. So telling word gebruik om data vinnig aan te teken en frekwensie is die totale aantal kere wat elke woorde voorkom. So hier sien ek 5, 6, 7, 8. Dis 8 groepies. So hierdie is 'n groepie van 5 want 5 is makliker om te tel. Is ons met mekaar? Hoekom doen ek telling in groepies van 5? Want in 5 is dit makliker om te tel.
Goed, Gratos, kom ons kyk na ons volgende voorbeeld. Hier is hulle die aantal boeke wat 30 leerders gelees het in die afgelope maand en hier gee hulle vir ons. Maar hier wil ek vir jou wys, wat is 'n kumulatiewe frekwensie? Wat is kumulatiewe frekwensie? Gratos, kumulatief is dan nou die aantal is die totale. So as ek gaan kyk na totale en hier iewers is die totale bietjie verkeerd, maar dit is nie 'n probleem nie. Ek wil hê jy moet die volgende sien. In jou eerste ry is dit 8, maar hierdie 8 plus die volgende ry gee vir jou die volgende totaal is 20. Dan hierdie 20 plus jou volgende ry gee vir jou 27. Die 27 plus jou volgende ry gee vir jou 31 en so gaan ons aan. So kumulatief is net 'n mooi woord vir die totale frekwensie. Is ons met mekaar? Is die totale frekwensie. Gratos, dis 'n vreeslike fancy woord vir 'n maklike ding. Dis die totale. Kumulatief. Dis cumulative. Dit kumuleer, nee. Dis kumulatief. Baie mooi woord. As jy met iemand praat en jy sê, wat is die kumulatiewe hoeveelheid wat jy het, dan klink jy vreeslik fancy, al wat jy vra is, wat is die totaal wat jy het, nee. Okay, het jy Gratos? Ek weet jy gaan nou vir die volgende persoon sê, wat is die kumulatiewe waarde wat in jou beursie is? Ek hoor julle nou al. Het julle hom? Goed, dit is die totale waarde in jou beursie, nee. Elke groep van 5 word so getoon, dit is 5, die tellings is groepies van 5, graad 12 is 5, ons het al gesê, telling gebruik die data om vinnig aan te teken, ons doen ons streepies om die data vinnig aan te teken, dan het ons hierso frekwensie, die totale aantal keer wat elke woorde voorkom, en dan kumulatiewe frekwensie is die lopende totaal van die frekwensies. Goed, kumulatief is die totale, ek wil skryf totale, nee. Hoe bereken ons kumulatief? Ek het nou vir jou gewys. Vat die vorige ry plus die volgende ry gee vir jou totaal. Daai totaal plus jou volgende ry gee vir jou die volgende totaal. Is ons met mekaar, graad 12? Beautiful. Great. Okay, kom ons gaan na aktiwiteit 1 toe. So ons almal is reg met die voorbeelde. Kom ons gaan na die volgende aktiwiteit toe. Besluit op die beste metode om data in te samel in die volgende opname. Ek wil weet, wat is die beste metode? Is jy reg? Kom ons kyk. Hoeveel mense het 'n winkelsentrum op 'n spesifieke dag besoek? Ek het nou amper soos 'n flashkaart vir jou gegooi, jy het nou al klaar gesien. Ek wil weet, wat is die metode om hierdie data in te samel? Hoeveel mense het 'n winkelsentrum op 'n spesifieke dag besoek? Hoeveel mense het dit besoek? Hoe gaan ek weet? Waarneming doen. Ek gaan waarneming doen. Ek gaan kyk hoeveel mense gaan in by die deur, hoeveel kom uit en so aan, nee. Watter tipe musiek interesseer die meeste leerders by 'n skool? Hoe gaan ek dit doen? Ek kan nie waarneem nie, want ek kan nie hoor wat hulle luister altyd nie.
jy gaan 'n onderhoud voer, of 'n vraelys, as jy gesê het 'n vraelys is ook 100%, maar 'n onderhoud is makliker, omdat dit 'n daar's baie genres van musiek, nê. So ek mag dalk van rockmusiek hou, iemand anders mag dalk van klassieke musiek hou. So 'n onderhoud is beter, dan teken jy dit aan, nê. Dan het ek, wat is die gewildste kleur van die motor in jou skool se parkeerterrein? Wat dink jy is dit? Dit is voorneming, baie mooi Grootwol, baie mooi. Hoeveel leerders van jou skool maak gebruik van openbare vervoer? Hoe gaan ek dit weet? Hoeveel leerders van die skool maak gebruik van openbare vervoer? Ek stem saam, 'n onderhoud of 'n vraelys. Ek kan vraelyste uitdeel en sê hoeveel mense wat tipe vervoer gebruik jy, nee, of ek kan 'n onderhoud, voer met leerders in my klas. Onthou, ek wil 'n populasie en dan is daar 'n steekproef. Ek wil 'n steekproef hê van populasie, nê. Hoe voel die onderwysers wat 'n spesifieke werkswinkel bywoon oor die werkswinkel? Hoe gaan jy dit uitvind?
ek stem saam. 'n Opname. Hoeveel het van dit gehou, hoeveel het nie van dit gehou nie, nê? Kom ons kyk na ons volgende aktiwiteit. Stel of die volgende data kategories of numeries is. As die data numeries is, spesifiseer of dit diskreet of deurlopend is. So ek wil weet, is dit kategories, is dit numeries, as dit numeries is dit diskreet, is dit deurlopend? En jy sê, gaan jou baie keer vra, die lengte van al die meisies in graad 12, die lengte van al die meisies in graad 12. Dit is numeries, dis lengtes, dit kan gemeet word want dit is lengtes, en dit is deurlopend. Pragtig, graad 12 is pragtig. So niemand gaan jou in die eksamen kan vasvra oor hierdie nie. Ek is baie bly. Die aantal kinders wat skool toe stap, die aantal kinders wat skool, kan ek hulle meet? Nee, ek kan hulle tel, dis hy, ek hoor dit. Dit is numeries en dis diskreet, want ek kan hulle tel. Baie mooi, graad 12. Die haarkleur van seuns in 'n haarkapperwinkel. Die haarkleur van seuns in 'n haarkapperwinkel. Kan ek haarkleur, nê? Die haarkleur van seuns in 'n haarkapperwinkel.
want ek praat van haarkleur, dit is blond, dit is bruin, dit is brunet, dit is rooi, nee, ja, en dit kan so gegroepeer word in woorde, ons praat van haarkleur, baie mooi, baie mooi. Die temperatuur van dorpe op 'n spesifieke dag, die temperatuur, kan ek temperatuur tel, kan ek temperatuur meet? Ek hoor die antwoord. Dit is baie mooi, numeries en dis deurlopend want dit is 'n desimale getal wat gemeet kan word. Pragtig. Die hoeveelheid sakgeld wat leerders in 'n graad 10 klas ontvang. Die hoeveelheid sakgeld wat leerders in graad 10 klas ontvang. Kan ek geld meet of kan ek geld tel? Ek kan geld tel. En dit is numeries en dis diskreet. Grotos, ek wil gou-gou hierso pause. Kom ons kyk gou-gou. Ek het R12.10. Is dit deurlopende data of is dit diskreet data? Baie van julle sê vir my, "Ooh, nee juffrou, hierdie is deurlopende data want hy het 'n komma." En dan gaan ek vir jou sê, "Nee, dit is diskreet data want ek kan geld tel. Geld word nie gemeet nie. Rand word getel, sent word getel. Is ons met mekaar? Geld is altyd diskreet data want ek kan dit tel. Is ons met mekaar? Pragtig. So dit is numeries en diskreet want ons kan geld tel. Vroue se gunsteling seep. Onthou nou dis gunsteling seep. Dit Lux, dis Dove, dis dit.
Wat gebruik ek? Gebruik ek getalle? Nee, ek gebruik woorde. So dis kategories, pragtig. Die aantal onderwysers wat aan 'n gimnasium behoort, hoe gaan ek dit uitvind? Hoe gaan ek dit uitvind? Ek gaan sê dis numeries en dis diskreet. Jy kry nie 'n helfte van 'n onderwyser nie, nê. Die aantal onderwysers wat aan 'n gimnasium. Dit is 1 onderwyser, 2 onderwysers, 3 onderwysers. Dis numeries, dis diskreet. Jy kry nie 'n halwe onderwyser nie. Die kleur van Smarties in 'n boks. Jy weet 'n boksie Smarties. Die kleur van Smarties, dis blou Smarties, dis pink Smarties. Daar's daai geel Smarties. Ek hou nie van 'n geel Smartie nie. 'n Geel Smartie, is daar rooi Smarties? Yes. So die kleur van Smarties, wat ek gebruik om dit te sê. Ek het woorde gebruik, so dit is kategories. Pragtig dat ons julle het hierdie. Ek is so trots op julle, julle het dit, nê. Kom ons kyk aktiwiteit 3. Hierso vra hulle vir jou en ek het nou klaar hierso 'n antwoord vir jou, maar ek wil hoor, hoekom dink jy? Jy moet vir my mos nou, jy onthou mos nou. Jy moet altyd vir my sê of my antwoord reg is. Watter data-insamelingsinstrument gaan jy gebruik om die volgende data in te samel? Die tipe broodjies wat by die snoepie verkoop word. Ek het hierso kaas en tamatie, eier, ek eet nie brood nie, pilou nie, tuna mayo. Hoe gaan jy vir my uitvind van die tipe broodjie wat by 'n snoepie verkoop word? Ek gaan 'n onderhoud doen of ek gaan 'n want jy kan nie altyd sien wat's op die broodjie nie, nê. Dit mag dalk vir jou lyk soos eier, dan sit 'n tuna en mayo. So ek sal 'n onderhoud doen of ek sal 'n vraelys in my klas uitstuur, nê. So dit is hoe ek sal uitvind. Leerders is gevra oor hul gunsteling toebroodjie vulsel. Antwoorde word hieronder gegee. Hoeveel leerders het aan hierdie opname deelgeneem? So graad 12, nou wil ek gou kyk. Hierso is 1, 2, 3 en daar's 1, 2, 3, 4, daar's 5 rye. So gaan ek sta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gaan ek dit so tel? Nee, ek gaan sê 4 maal met 5. Nee, en dit gee vir my 20 leerders. Daar's 4 kolomme, 4 rye, 4 kolomme. Dat ek hom reg om sê. 4 rye, 4 kolomme, 5 kolomme, 1, 2, 3, 4, 5 kolomme. So dit is
1 ry, 2 ry, 3 ry, 4 ry en daar's 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom. So dit is 4 maal met 5 en dit gee vir my 20 leerders het hier aan deelgeneem. Jy kan hulle gaan tel by all means, maar baie keer is dit so baie data. Goed, ons dat dit vir ons ewigheid gaan vat. So jy tel jou rye, jy tel jou kolomme, jy maal hulle. As daar 800 leerders by hierdie skool is, dink jy dit is verteenwoordigende steekproef? So daar is nou net 20 leerders in hierdie gebruik. Grootwolf, daar's net 20 leerders gebruik. So daar's 800 leerders in hierdie skool, maar net 20 is in hierdie steekproef gebruik. Dink jy dit is verteenwoordigend? Okay, so ek sê nee, want 'n verteenwoordigende steekproef moet die 800 leerders verteenwoordig in die verhouding van manlik tot vroulik, nê? Leerders by skool. Hierdie steekproef gee geen aanduiding hoeveel dames gebruik. Dit kon almal seuns gewees het wat broodjies gekoop het by die tuckshop, nê? So, jy gaan moet vir my kyk, hulle moet sê, daar's soveel seuns en soveel dogters, en daar's soveel, in totaal soveel dogters in die skool, en soveel seuns in die skool, en dan gaan ons dit in die steekproef insit, en ons gaan kyk of dit verteenwoordigend is, nê? Kom ons kyk aktiwiteit 4. Hoeveel mense het die winkelsentrum besoek? Hierso het ons 'n tabel hieronder toon, 'n opsomming van al die mense wat op die dag van die opname winkelsentrum besoek het, geklassifiseer volgens geslag, taalgroep en nasionale oorsprong. So hierso het ons nasionale oorsprong, hierso het ons die ouderdomme en hierso het ons aantal. Die aantal wat Engels is, die aantal wat Afrikaans is, maak nie saak of hulle manlik, vroulik of wat is nie. As hulle manlik en vroulik of wat se ouderdom hulle is nie, ons het die aantal mense daarso in terme van wat se taal of nasionale oorsprong hulle is. Goed, so, hierdie is totale per manlik, per vroulik, per ouderdom. Ons is met mekaar. Hoeveel mense het die winkelsentrum besoek? Goed, Grootwolfs, nou wat gaan ons doen? Jy kan of al hierdie getalle bymekaar tel, of jy kan hierdie bymekaar tel. So kom ons gaan kyk gaga. Doen jy dit gaga en dan gee jy vir my antwoord.
perfek. So party van julle het gesê 24 plus 56 plus 125 plus 70 plus 84. Ek bly dit omlees in Engels. Plus 84 plus 61 plus 70 plus 183 plus 122 plus 84. Dit geef my 843 mense. Party van julle het gesê, makliker, kom ons gaan tel 378, 288, 36, 59, 8, 43 en 13 by mekaar. En toe kry jy presies dieselfde 843. Baie mooi Grootwolf, ek is so trots op jou. Jy luister so mooi en jy doen alles perfek. Kom ons kyk na ons volgende een. Hier gee hulle vir ons weer die tabel, maar ek wil gou hier lees. Die tabel hieronder toon 'n opsomming van al die mense wat op die dag van 'n opname 'n winkelsentrum besoek het, geklassifiseer volgens geslag en taalgroep of nasionale oorsprong in blou. So hierdie een is die nasionale oorsprong en taalgroep in blou, en die tabel in geel is die hoeveelheid mense wat aan die opname deelgeneem het. So hierdie is die totaal en hierdie is wat aan die opname deelgeneem het. So jy gaan sien, Engels is daar 378, maar 104 het deelgeneem. In Afrikaans is daar 288 en 55 het deelgeneem. Dan Zulu is daar 36, 16 het deelgeneem. Xhosa is 59 en 59 het deelgeneem. Grootwolf, kan jy sien, hierso is vir my 'n bietjie, ek voel dit is nie verteenwoordigend nie, want dit is dieselfde hoeveelheid mense, né? Hierso is 8 en hierso is 5. Hierso is 43 mense van die buiteland en hier's geen van hulle. 31 ander en daar's 16 ander. So, hoeveel mense het aan die opname deelgeneem? Ek wil weet, hoeveel mense het aan die opname deelgeneem? Vertel gou vir my, hierdie is die opname, ons het dit gelees hierso, dat die geel is die hoeveelheid mense wat aan die opname deelgeneem het. So, hoe gaan ek die antwoord kry? Ek gaan al die totale by mekaar tel en dit gee vir my 255 mense. So jy kan of hierdie by mekaar getel het of net die totale by mekaar getel het en jy het gekry 255 mense. Baie mooi, Grootwolfs. Ons volgende een sê, is dit nodig om die ouderdom van die mense te weet vir die doel van hierdie opname? Gee redes vir jou antwoord. So, ek wil weet, dink jy dat die ouderdomme belangrik is vir hierdie opname? Die opsomming van al die mense wat op 'n dag by 'n winkelsentrum besoek het, is dit nodig dat ek moet weet, wat is die ouderdomme? Is dit belangrik? Ek vra vir jou, is dit belangrik?
sê ja, dit is, want dit sal vir jou 'n idee gee. As jy 'n winkel het, wil jy weet waarvoor jy bemark. Bemerk jy, is daar meer 18 jaar oue mense wat kom na die winkelsentrum toe? Is daar meer 80 jaar oue mense? Dan wil ek bemerk volgens ouderdomsgroep. As dit meer middel ouderdom is tussen 40 en 60 jaar oud, dan moet ek vir daai mense ek moet vir hulle voorsien, nee. Maar as dit 18 jaar, ek gaan nie dieselfde tipe winkels hê vir mense wat 18 jaar oud is en 40 tot 60 jaar oud is nie. Daar's 'n groot ouderdomsverskil. So, ja, dit sal jou 'n idee gee van die voorkeure van sekere ouderdomsgroepe. As nog geen 18-jariges by my winkelsentrum kom nie, beteken dit daar's niks wat hulle trek na my winkelsentrum toe nie. Ek sal bietjie meer pizza winkels wil hê en 'n bietjie meer hip and happening winkels hê waar my 18-jariges wil inkopies gaan doen, nee. Dit ons met mekaar grootwels, so ouderdomsgroepe is baie belangrik. Kom ons kyk gou-gou na ons opsomming. Ons opsomming weer eens graad 12 ontwikkel van vrae oop en geslote vrae. Jy het dit. Ons het versameling van data. Jy het jou vier versameling hoe ons data versamel. Kom ons hoor gou-gou, dit is vraelys, opname, waarneming en dan onderhoud. Daar is hoe ons dit insamel en dan is daar die instrumente, nee. So dis die instrument en hoe ons dit doen. So instrument, vraelys en dan hoe ons dit gaan doen is dan nou die onderhoud, opname en waarneming. Klassifisering van data. Ons klassifiseer data as numeries of kategories en as dit numeries is, verdeel ons dit in diskreet of kontinu data of dan nou deurlopende data. Jy weet, diskreet data, heel getalle wat getel kan word en dan kontinu is desimale getalle wat gemeet kan word. Dan het ons organisering van data, frekwensietabelle, kumulatiewe frekwensietabelle, jy het dit. En dan in ons volgende lesie gaan ons nou kyk na die opsomming van data, nee. Kom ons kyk gou ons huiswerk. Is julle reg vir ons huiswerk graad 12? Kry gou julle penne en julle boeke en elke ding reg sodat ons kan sien vir ons huiswerk. Die resultaat van 'n graad 8 opname oor gunsteling kleur is hieronder. Hier is ons kleur. So ons het pink, rooi, blou, pers, nee. En dan het ons seuns en meisies en dan het ons totale. Hoeveel studente is in totaal gebruik vir die opname? Jy weet hoe om dit te kry, jy gaan vir my sê. Hoeveel studente? Seuns en meisies. Hoeveel seuns is vir die opname gebruik? Ek wil net seuns sê. Ek wil net die seuns sê. Hoeveel meisies is in die opname gebruik? Ek soek net die meisies. Graad 12, baie belangrik, gaan kyk na jou tabelle, gaan kyk na jou kolomme, wat se inligting het ons.
Dan het ons volgende vraagie. Watter persentasie meisies het pink verkies? Onthou, persentasie, getal oor totaal maal 100, nee. Hoeveel seuns wat vir die opname gebruik is, hou van pers? Ek wil net weet hoeveel van hulle. Ek soek hier persentasie, ek wil net weet hoeveel. Watter persentasie seuns het pink verkies? Ek wil weet persentasie. Wat is persentasie? Getal oor die totaal maal 100. Ek hoor julle dit sing, pragtig. Hoeveel studente het pink verkies? Ek wil weet hoeveel studente het pink verkies. Net hoeveelheid, nie persentasie nie. Graad 12, hoor julle hoe belangrik is dit om te lees wat gevra word, nee. Voorskou van ons volgende les. Ons volgende les gaan ons kyk na die organisering van data, organisasie van data, graad 12, die organisering van data. Jy weet al hoe om dit te organiseer, jy weet hoe om dit te klassifiseer. Ons gaan net bietjie meer in detail gaan met klassifisering en organisering van data. Jy het klassifisering onder die knie, organisering volgende les, dan gaan ons aan met die opsomming of die van die sentrale neiging, meting van sentrale neiging, meting van spreiding. Ons gaan daarna kyk in ons ander lesse, maar ons volgende is organisering van data. So graad 12, baie dankie en ek sien jou in ons volgende les. Lekker dag!